Ek wil vir julle 'n gedig lees. Ons bou soos klip op klip, maar ons is nie klip nie, ons is tent. Asem wat kan ophou, vel wat kan skeur, 'n hart wat kan stil word. 'n Storm ken nie jou planne nie, 'n siekte vra nie jou toestemming nie. Ons leef asof ons sterk is, maar ons is broos. En Johannes sê, God het nie marmer gekies nie, hy het tent gekies. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Toe God aarde toe gekom het hy nie vir hom 'n adres gekies in Kliplaan of Marmerweg nie, maar in Broosstraat. Broosstraat, Nasaret. Ons lees dit in Johannes 1 van vers 9 tot 14. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van die man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. In die middeleeue het hulle in die 7 dae voor Kersfees 7 antifone gebid. Antifone, dis beelde wat van toepassing gemaak word op Jesus, beelde uit die Ou Testament. Hierdie antifone is: O wysheid, O Here, O wortel van Isaï, O sleutel van Dawid, O oosterlig, O koning van die nasies. En dan: O God met ons, O Immanuel. Dit eindig met hierdie, want hierdie eerste 6 is so half asof daar 'n afstand is. Dis wonderlike dinge. O wysheid, dis so 'n filosofiese konsep. O Here is nader, wortel van Isaï gaan terug op die geskiedenis, sleutel van Dawid. Die oosterlig is vol hoop en koning van die nasie sê wie ons koning is. Maar in hierdie laaste ene, O Immanuel, O God met ons, kom die Here regtig na ons toe, kom hy by ons. En dis 'n wonderlike afsluiting vir hierdie reeks van antifone. Hoekom Immanuel? Die konsep van Immanuel het 'n baie mooi geskiedenis. In 'n tyd van groot politieke krisis het die profeet Jesaja vir koning Agas gesê, God sal vir jou 'n teken gee dat hy by jou is, die Immanuel teken. Jy is bang vir dit wat die politieke toekoms inhou, maar 'n jongvrou sal swanger word en 'n kind in die wêreld bring, en voordat hierdie kind groot is, sal die politiek opgelos wees. God sal daarvoor sorg, want God is by julle. Dit was 'n wonderlike troos vir baie eeue. En toe Matteus sy evangelie skryf, toe dink hy daaraan hoe dat Jesus Christus werklik waar Immanuel is. Jesus is God met ons. En hy het hierdie profesie van Jesaja ongelooflik mooi geïnterpreteer. Hy het dit geïnterpreteer as Maria die maagd wat swanger geword het, en Jesus wat dan die uiteindelike, die hoogtepunt van die Immanuel wonder is. God wat by ons is. Johannes Evangelie is 'n bietjie later geskryf en Johannes dink 'n bietjie weier as om net die storie te vertel. Hy vertel vir ons hoe dat God het nie begin in Bethlehem nie. In die begin was die woord was by God, die woord was God en alles het deur hom ontstaan. Hy is die lig wat na die wêreld toe gekom het en die lig het geskyn in die duisternis. Maar die slegte nuus is, God se eie mense, die wat hy gemaak het, het hom nie aanvaar nie. Goeie nuus, die wat hom aanvaar het, die wat glo, aan hulle het hy die reg gegee om kinders te word.
maar God het besluit om by ons te kom bly. En Johannes kies in Johannes 1 vers 14 baie spesifieke woorde. Die eerste woord wat ons nou moet let is die woord wat ons vertaal met vlees. Jesus het nie net mens geword nie, hy het vlees geword. Vlees dui op die swakheid, die broosheid van menswees. En dit het ons gesien die hele tyd deur. Jesus wat moeg word, Jesus wat honger word, Jesus wat teleurgestel word, Jesus wat uiteindelik gemartel word, en uiteindelik sy vlees kan dit nie meer hou nie, hy sterf aan die kruis. Jesus het vlees geword. Dit is 'n belangrike woord wat Johannes kies, en 'n ander woord wat Johannes kies is die woord onder ons kom woon. Hy kon 'n gewone woord gekies het om te sê hy het hier kom bly, maar die spesifieke woord wat hy gekies het is die woord wat daarop dui dat Jesus het kom tent opslaan by ons. Dis letterlik wat hier staan. Jesus het vlees geword en hy het sy tent hier by ons kom opslaan. Hoekom het Johannes dit gekies? Die idee van God wat sy tent kom opslaan is ongelooflik belangrik in die Ou Testament en dan nou natuurlik ook in die Nuwe Testament. In die tyd van Ou Israel het ons die tempel gehad. Die tempel was hierdie pragtige gebou wat God se heerlikheid vertoon het en dit is waar die mense geglo het God hier op aarde was. So as jy God wil gaan sien, het jy na die tempel toe gekom, dan het jy die heerlikheid van God gesien in hierdie pragtige gebou, hierdie gebou wat so lekker ryk, hierdie gebou wat so majesteus is. Maar rondom die tempel het daar maar ook dinge skeef geloop. Daar was so 'n tipe van 'n politieke motief by Dawid en Salomo agter die bou van die tempel. Dit het seker gemaak dat Jerusalem die belangrikste stad geword het. En dan natuurlik, die mense wat by die tempel diens gedoen het, dit was priesters, hulle was dit by geboorte, en hierdie mense het geleidelik al hoe meer korrup geraak. Dit was nie meer vir hulle 'n kwessie van dis 'n voorreg vir my om God te dien nie, dis 'n job, dis my werk, kom ek doen dit, en die tempel het afgewater geraak, baie keer, nie altyd nie. Ons het ongelooflike mooi herinneringe en dit is opgeteken vir ons van mense wat opreg die Here gedien het. Maar in baie gevalle het dit maar net 'n roetine, net 'n plig geword. En dan natuurlik die groot gevaar. Jeremia waarsku daarteen. Die mense het gesê, ag, die tempel is by ons, God sal tog nie laat die tempel vernietig word nie, so ons kan leef net soos wat ons wil, ons is mos nou God se witbroodjies, hy sal sorg vir ons. Jeremia het gesê, julle maak 'n groot fout. En hulle het dit agtergekom toe God toegelaat het, dat koning Nebukadneser van Babylonië nie net die stad nie, maar ook die tempel vernietig het. As die tempel dan nou nie die toppunt van heerlikheid, God se teenwoordigheid was nie, wat was? Die tabernakel. Die tabernakel is ouer as die tempel en die twee dieselfde funksie vervul. Dit was die simbool van God se teenwoordigheid, maar daar is 'n baie groot verskil. In die woestyn, dis mos nou logies, hulle het nou nog nie Jerusalem gehad nie, hulle het nog nie die tempel gebou nie. In die woestyn het die Here vir Moses die opdrag gegee om 'n rondreisende tempel te bou, 'n opvoubare tempel, die tabernakel. Dit was 'n tent. En die tent van samekoms, die tabernakel, ja, dit was die teken van God se teenwoordigheid, maar die tent was by hulle. Dit was naby, hulle het hom elke dag gesien. Dis nie soos die tempel wat jy moet partykeer 'n paar dae reis om by die tempel te kom nie. Verder het die tabernakel rondgetrek. Die volk het agter die Here aangetrek, want as die wolkkolom wat die Here voorgestel het verskuif, dan het hulle die tent opgeslaan, die tabernakel geskuif en hom weer opgeslaan waar die wolk tot stilstand gekom het, en so het hulle saam met God beweeg. Die tabernakel was die teken van God se intieme nabyheid. En dwars deur die Ou Testament is daar 'n klomp stemme wat sê, ai, die tyd van die tabernakel, dit was toe ons God beleef het. Dit was toe God werklik waar naby ons was. Nou is daar ongelukkig iets anders aan 'n tent.
'n tent is maar baie tydelik, want 'n tent word van velle gemaak. Een van die mooi beelde wat ons in die Bybel kry van 'n tent is waar Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 1 ons menslike liggame beskryf. Teenoor die vaste gebou wat ons in die hemel het, sê hy, hierdie liggaam van my is maar 'n tentwoning. Dis iets tydeliks, dis iets broos. So die tent-idee het die idee van iets wat maar maklik versluit, wat vergaan, wat tydelik is. Toe God besluit het om mens te word, het hy, sê Johannes, sy tent kom opslaan by ons. Aan die een kant die tabernakel idee van God wat by ons is, wat werklik waar in sy sagtheid, in sy nabyheid, oral saam met ons gaan. En dit is ons nou so, Jesus het rondbeweeg en die mense het saam met hom beweeg. Laat 'n mens dink aan die tabernakel. Maar God het ook gekies om deel te word van die mensdom, se nietigheid, se broosheid. Die almagtige God het die liggaam gekies van 'n mens wat in sy nietigheid, in sy kleinheid, swaar kry, lyding ervaar, selfs die dood. En dis die wonder van die Immanuel boodskap. Jesus het gekom om ten volle by ons te wees. Ons bely dat Jesus ten volle God was, maar dat hy ook waarlik mens was. Hoe dit werk is een van daai misteries wat 'n mens nie kan verklaar nie. Maar een ding weet ons, as ons lees in die Bybel, dan sien ons hoe Jesus in alle opsigte, fisies, emosioneel gelei het as gevolg van sy menslikheid, sy menslike liggaam. En dit, nie soos ons wat daarin gebore word nie, God het dit gekies, en dis die wonder. Ek het nie 'n keuse nie, ek is as mens gebore, ek is nie as 'n goddelike wese of 'n engel gebore nie. Maar God het gekies om in ons swakheid by ons te wees, een van ons te word. En daarom as hulle die laaste antifoon gesing het hulle die volgende woorde gesê. O Immanuel, ons koning en wetgewer, die verwagting van die nasies en hulle verlosser, kom en red ons, Here ons God. In hierdie antifoon word gepraat van koning, wetgewer, verlosser, Here, God. Maar die gebed is dat hierdie magtige God moet kom om ons te verlos. En dit is inderdaad wat gebeur het met Jesus se menswording. Nou is iets baie interessants. Hierdie antifone is gesing in die week voor Kersfees. Ek het verlede jaar, Desember, die eerste keer in my lewe hiervan gehoor, en dit het my absoluut vasgegryp. Ek het besluit ek wil 8 preke hieroor hou. Die eerste inleidend en dan oor elkeen van die antifone, en hierdie is nou die laaste. Ons gaan nou lydenstyd in. Nou hierdie is Kersfees antifone, Kersfees gebede, maar dit spreek my so diep aan ook hier in die lydenstyd, want Kersfees en Paasfees, hulle kan ons nie losgemaak word van mekaar nie. Hierdie maak my opgewonde, dis in die vroeë middeleeue, dis in die tyd voordat die kerke geskeur het en gestry het. Nee, wag, ek jok. Van altyd af het die kerke gestry en baklei. Maar ja, ek dink 'n mens het so 'n nostalgiese idee dat daar in die vroeë kerk was die dinge daarom anderster, daar het die mense meer saamgestaan. Is dalk nie so nie, maar dis vir my lekker om terug te dink aan daardie tye en iets goeds daarin te sien. Dis amper so stories oor die Boereoorlog. Kyk, die geskiedenis kan maar vervelig wees, maar as jy staaltjies hoor oor hier in die Suid-Vrystaat, mense wat die Boereoorlog beleef het. As my ouma vertel het van haar male hier in die Noordweste, die Boereoorlog en die Engelse soldate daar was. As jy na die stories luister en die grappies wil ek amper sê, maar die dapperheid van die mense, dan is dit so half 'n trots. Ek sê, dis waar ek vandaan kom. Nou hierdie is amper so. Hierdie is deel van ons geskiedenis. Ou geskiedenis, en die taal daardie tyd was Latyn. Nou ek ken nie Latyn nie. Ek lees nou maar wat ek hoor van Latyn. Maar daar is iets besonders in hierdie antifone. Hulle het in Latyn gepraat, en die Latyn van hierdie antifone is:
O Sapienta, o wysheid, o Adonai, o Here, o Radix Jesse, o wortel van Isai, o Clavis Dawid, o sleutel van Dawid, o Oriens, o oosterlig of o dagbreek, o Rex Gentem, o koning van die nasies, en o Immanuel, wat o Immanuel is, o God met ons. Elkeen van hierdie antifone eindig met 'n bede, met 'n versoek om te sê, Here, kom. O wysheid sê, kom om ons te leer. O Here sê, kom om ons te verlos. O wortel van Isaïe sê, kom om ons te bevry. O sleutel van Dawid sê, kom en lei die gevangene uit. O dagbreek sê, kom en verlig ons. O koning van die nasie sê, kom en red die mens. O Immanuel sê, kom om ons te red. Nou is daar iets wat vir my hoendervleis gegee het, toe ek dit lees, toe ek dit besef. Die kerk sê, veni. Veni beteken koms. En elke keer het hulle gesê, o Jesus, kom. O Jesus, kom. U wat die wysheid is, die Here, die wortel, sleutel, oosterlig, koning. O Here, kom. As jy dan nou op die laaste dag kom, ons het nou vir 7 dae gebid, Here, kom. Onthou, dit is nou die dag voor Ou Kersdag. Ons het 7 keer gebid, Here, kom. En nou vat jy die eerste letter van die Latynse woorde. En jy kyk van onderaf boontoe, van agteraf vorentoe. Dan spel dit die woorde uit. Erokras. En erokras beteken, ek sal daar wees. Vir 7 dae het die kerk gebid, Here, kom. En dan hier op die 23 Desember sê die Here, ek sal daar wees, ek is môre daar. Môre vier julle my menswording. Hierdie was die gebed, hierdie was die tyd voor Kersfees, en Kersfees is hierdie jubelende tyd van God het mens geword. Ons is nou in die lydenstyd, dit het vir my 2 aspekte, aan die een kant Jesus se lyding ter wille van ons, maar aan die ander kant ook ons toewyding in ons diens aan die Here. Om hierdie lydenstyd in te gaan, sê ons, Here, kom, ons het U so nodig. In hierdie tyd van soveel pyn, soveel hartseer, soveel haat, soveel oorlog, soveel ontwrigting, soveel onreg, Here, kom. En U sê vir ons, ek sal daar wees. Ek is daar, ek is nou reeds daar. Ek is Immanuel, God by jou. Amen. Here, wat 'n voorreg is dit nie, dat ons nie meer leef in die tyd van hoop en verwagting nie, maar in die tyd van leef in die volheid van U teenwoordigheid. Dankie dat U gekom het, dankie dat U daar was, en dankie dat U hier is. En dankie dat U Immanuel is, God by ons. Amen. Sing die lof van Jesus saam, ook engele bring om eer. Juich hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. O nageslag van Israel, gee U Messias weer. Herken hom as Immanuel, en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is die Heer. Verdwaaste mens aanvaar dit nou, dat hy jou heil
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.